As jy nou ingeskakel het hier op RITME Digitaal, is jy in vir 'n ding. Ons hoop dat jy vanaand baie lekker saam met ons kuier. Welkom hier by RITME Digitaal. Ons gaan vanaand saam met Johan kuier en Johan praat oor meer as 'n glimlag. Johan, ek gee oor vir jou. Hartlike hallo van my kant af. Ek hoop jy is baie gemaklik daar waar jy is. Ek hoop daar's rustigheid, ek hoop daar's stilte. Ek hoop die honde blaf nie. Ek hoop die kinders baklei nie. En ek hoop jy het 'n heerlike koffie. En as jy regtig moet, kan maar 'n teetjie ook wees. En ek weet nou nie in watter deel van die wêreld jy kyk nie, want in sekere dele is dit dalk so warm jy verkies eerder 'n koeldrank, maak glad nie saak nie. Solank jy welkom voel by RITME Digitaal, ons mede-ritmeerder, waar jy ook al is in die wêreld. Of dit nou in Pretoria is, ons soek jou by King Price. Daar's daarom so 'n paar honderd wat weer kom elke Sondag. Dit is my en Stefan baie lekker om daardie te doen, maar dit is vir ons net so lekker en net so groot voorreg om hierdie te kan doen. Nou, die volgende 2 keer wat ek nou met jou gaan gesels, is dit so, kom ons moet 'n kort reeksie, 'n reeksie van 2, wat gaan oor vriendelikheid. Vriendelikheid, as jy wonder hoekom ek probeer vriendelik wees, hier in hierdie kamera, dis tong in die kies. Vriendelikheid, noem ek, is meer as net 'n glimlag. Is meer as net 'n glimlag. Mense, dis almal maklik om te glimlag. En van egte plastiek te wees, bedoelende 'n plastic smile. Oneg. Die jong mense sal sê fake, 'n fake smile. So, vriendelikheid is meer as net 'n glimlag. En ek wil vir jou sommer reg aan die begin verduidelik hoekom. In die eerste plek, vriendelikheid is 'n vrug van die Gees. Met ander woorde, as die Gees in jou woon, is een van die bewyse daarvan, een van die tekens daarvan, is dat jy's 'n vriendelike mens. Nou, vriendelikheid is nie net 'n glimlag die kant toe, en 'n glimlag daai kant toe, en as iemand in die huisbak inklim, 'n glimlaggie, en as die kelner by jou tafel kom, 'n glimlaggie. Dis baie dieper, dis baie meer as dit. Dis een van die vrugte van die Gees. So die Afrikaans is vriendelikheid, en ons kan, soos ek sê, so lief as wat ek vir my taal is, jy kan dit baie verkeerd verstaan. As jy net dink aan vriendelikheid is 'n glimlaggie. Die Engels gebruik die woord kindness. En kindness dink ek nogal, ek dink jy kan hom voel. Ek dink amper dis iets wat jy aan kan vat. Dis dieper, dis breër, dis wyer. En terwyl ek nou besig is met tale en vir jou 'n taalles te gee, die Grieks is kresthetos, kom ek sê dit net reg. Kresthetos is die Griekse woord daarvoor. Jy kan dit onmiddellik vergeet. Die een wat redelik bekend is in die wêreld eerder in terme van jou klassieke tale, is snaaks genoeg die Hebreëus. Is die woord, nou kan jy hom weer sê soos jy wil, party mense sê tof, ander sê tov. Ek het eendag met 'n man in Israel gepraat wat vir my gesê het, die korrekte Hebreëse uitspraak is tof, T-O-V. Nou, die baie bekende skrywer Scott McKnight het byvoorbeeld 'n boek daaroor geskryf, A Church Called Tof. En as jy nou wil sê tov, dan sê tov, doodreg, 100%, geen probleem nie. Maar daar is die verskillende betekenisse. So jy het vriendelikheid, en jy het kindness, en jy het kresthetos, en jy het tof of tov. Maar, daai woorde is diep, daai woorde is wyd, daai woorde is baie meer as net 'n emosietjie en 'n glimlaggie in iemand se rigting. Nou, een van die heel mooiste en beste voorbeelde is Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hoor mooi, hier's 'n uitnodiging van Jesus wat sê kom na my toe. Weer, ek kan amper sê jy kan die kindness voel, jy kan die vriendelikheid voel. Hierdie is 'n vriendelike uitnodiging. Dis 'n sagte uitnodiging. So hierdie het alles te doen met sagmoedig, hierdie het alles te doen met kind. En dis diep en dis wyd.
Nou wat ek gedoen het, ek het gaan kyk in die woordeboek sommer. Wat is sinonieme vir die woord vriendelik? Nou kom ons kyk na 'n paar, want dan gaan jy agterkom ook hoe wyd die betekenis van die woord vriendelik kan wees en hoe dit eintlik baie mooi aansluit by die Engels kindness. Simpatiek. As daar iets sleg gebeur met iemand kom tot sterwe, daai sagte hart van jou kant af, die simpatie van jou kant af, dis kindness, dis vriendelikheid. Hulpvaardig. Ek sien iemand het hulp nodig. Ek sien iemand sukkel. Kan ek jou help dra? Kan ek hierdie vir jou regmaak? Kan ek hierdie vir jou doen? Dis hulpvaardigheid. Bekommerd. Jy's bekommerd oor iemand. Jy sien iemand is nie lekker nie. Ek bedoel so jy's bekommerd. Hoor weer die sagmoedigheid, hoor weer die vriendelikheid. Bedagsaam. Jy neem ander in ag. Sagmoedig. Het ons reeds gepraat, dit Matteus 11 vers 28 is my so 'n mooi voorbeeld daarvan. Konsidererend. Jy neem ander mense in ag. Warmte. Daai warmte van vriendelikheid, daai warmte van omgee, daai warmte van sagmoedigheid. Soos hierdie uitnodiging van Jesus, kom na my toe, is 'n warm uitnodiging. Dis 'n warm uitnodiging. Empatie. Die een ding wat teen rekordspoed daal vandag in die wêreld. Empatie, gee nie meer om vir ander nie. En om goed te doen aan ander. Dit is alles sinonieme van die woord vriendelikheid in Afrikaans. Nou, Simon Sinek is 'n redelike bekende leierskap konsultant vandag in die wêreld. En as ek sê redelik bekend, dan is dit 'n redelike understatement, want hy's baie bekend en hy's baie gewild ook en hy's baie goed ook. So ek kyk nogal gereeld na van sy goed, of dit nou gaan oor spanwerk en of dit nou gaan oor vertroue en of dit nou gaan oor watter afdeling ook al van leierskap, hy's baie goed. Maar iewers het ek hom hoor praat oor hierdie hele gedagte van vriendelikheid en van kindness en hy verwys spesifiek na 'n sekere hormoon, oksitosien. Nou dis 'n liefdeshormoon. So die oomblik wat, kom ons sê nou, jy sien 'n verliefde paartjie in mekaar se arms en dit is hierdie verskriklike verliefdheid. Die hormoon oksitosien word vrygestel. Dis 'n hormoon tussen man en vrou. Dis 'n hormoon wat baie aanwesig is, waar 'n ma 'n baba borsvoed, dan vloei die oksitosien. Dit is die hormoon, dit is so, ek wil dit amper 'n bindingshormoon noem, dit heg mense aan mekaar. Dis hoekom ek dit noem 'n liefdeshormoon. En wat hierdie hormoon aan die ander kant doen, is dit onderdruk weer een van die gevaarlike gifhormone, spanningshormone, kortisol. So kortisol is 'n terrible hormoon wat jy uit jou stelsel uit moet kry, soveel en so gou as moontlik. Dis 'n spanningshormoon wat ja, jou kop heeltemal kan verskriklik negatief beïnvloed. En dan jy die oksitosien, liefdeshormoon, wat gaan oor vriendelikheid, wat gaan oor kindness, wat gaan oor verhoudings en verhoudingsbou. En daarom het ons oksitosien so nodig in hierdie wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat ek wil dit kategories sê, daar's 'n ernstige gebrek aan die hormoon oksitosien. Want daar's 'n ernstige gebrek aan vriendelikheid en omgee en sagmoedigheid en kindness, so eenvoudig soos dit. Nou, om by God se karakter uit te kom, wil ek nou vir jou 3 voorbeelde gee. In Genesis 3 vers 21 lees ons die volgende. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Wie van julle het geweet dat God naaldwerk kan doen? Hy het vir Adam en Eva na hulle droog gemaak het. Hy het hulle nie ongeskik, stief, goor behandel, geraas, geskree, baklei nie. Nee. Hy het vir hulle velklere gemaak en hy het dit vir hulle aangetrek. Hoor iets van God se karakter, sy sagmoedigheid, sy vriendelikheid. Genesis 4 vers 15. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop
hom sou doodmaak nie. Nou Kain, kom ons sê dit vir mekaar, was nou regtig nie 'n engel gewees nie. Ek bedoel regtig. Is 'n swak voorbeeld in die Bybel. En hy was so bang dat mense hom gaan doodmaak, want hy het verskriklike goed aangevang en oortree, en kyk wat die belofte wat die Here vir hom gee. Niemand gaan jou doodmaak nie, Kain. Niemand nie. Ek sal daarvoor sorg. Hoor weer die karakter van God. Die jammerhartigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid van God. En dan Jesaja 54 vers 8. In 'n opwelling van toorn wou ek 'n kort tydjie niks met jou te doen hê nie. Maar ek ontferm my oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here jou verlosser. Hoe ontferm die Here hom? Nommer 1, hy ontferm hom. Hy ontferm hom met 'n liefde. En dan 'n verdere eienskap van daardie liefde wat nooit vergaan nie, wat nooit opraak nie, wat nooit minder raak nie. Al maak jy hoe droog, al maak ek hoe droog, al maak ons wat se verkeerde keuses. Dankie tog vir die kruis, dankie vir genade, dankie vir vergifnis, dankie vir God se sagmoedigheid, dankie tog vir God se vriendelikheid, dankie vir sy kindness. Dit is sy karakter, dis wie hy is. Nou goed, kom ons raak prakties. As ons nou praat oor vriendelikheid, dan moet ons vir mekaar sê, okay, teenoor wie? Teenoor wie? En waar? En ek wil op 'n snaakse plek begin. Teenoor jouself. Ek bedoel, ek is oortuig dat jy kyk nou mense en luister nou mense na hierdie boodskap wat kwaad is vir hulle self, teleurgesteld is in hulle self. Hulle self eintlik wil klap. As jy jou sin kan kry, jouself straf. Kindness, vriendelikheid begin by jouself. Kyk net so nou en dan in die spieël en vergewe ook jouself vir foute wat jy gemaak het. Moenie 'n gevangene wees van jou verlede en jou dom keuses in die verlede nie. Dis waarvoor daar vergifnis is. Ja, vergifnis en genade is nie 'n goedkoop waspoeier nie, verseker nie. Maar dit is wel ook daar vir wanneer jy regtig, egtig berou het en God se vergifnis soek, dan gee hy dit vir jou. So vergewe jouself vir foute en vir dom keuses, wees vriendelik teenoor jouself. Die naby aan jou, die mense naby aan jou. Dink aan Josef en sy broers. Mense, Josef is opgewonde om sy broers te sien en hulle maak planne om hom dood te maak. Hulle maak planne om hom te vermoor. Dankie tog vir een broer wat ingryp en hulle rand hom aan en hulle gooi hom in 'n put. Toe verkoop hulle hom, laat gaan hom na 'n vreemde land toe en daar gaan sy storie aan. Maar kyk wie maak hom seer. Kyk wie beskadig hom. Die mense die naaste aan hom. Dis sy broers vir wie hy lief is. Dis sy familie, sy direkte bloedfamilie wat hierdie aan hom doen. En dit is ongelukkig so. Dat die mense wat ons die seerste maak is die mense die naaste aan ons. En dit gebeur baie keer in huwelike, dit gebeur baie keer in gesinne, dit gebeur baie tussen broers en susters. En ek en jy moet bewus wees daarvan. En dit is baie nodig om in huwelike en in gesinne paas en maas na kinders toe en kinders na paas en maas toe. In ons vriendekringe en by die werk, wherever, om kindness teenoor mekaar te leef, om vriendelikheid teenoor mekaar te leef. En dan 'n verrassende ene wat die Bybel vir ons gee. Jou vyande. Jou vyande. Jy moet gee sonder om iets terug te verwag. Ag mense, as jy gee en jy verwag iets terug, ek bedoel, watter tipe gee is dit? Dis nie vrygewigheid nie. So vrygewigheid is om te gee. In die eerste plek sê ek altyd, as jy vir enige mens iets gee, dan moet jou hart altyd wees, ek gee vir die Here. Ek gee vir die Here. Wat daai persoon daarmee maak, dis sy saak, dis haar saak. Maar vrygewigheid, sonder om iets terug te verwag. Lukas 6, vers 35. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. En dan uiteraard, mense wat swaar kry. Mense wat swaar kry. Mense in nood, mense wat pyn beleef, mense in 'n krisis, mense met geldtekort, voedseltekort, mense wat nie 'n dak oor die kop het nie. Ek bedoel, ons leef in so 'n land. Hoe lyk ons kindness, hoe lyk ons vriendelikheid wat hierdie goed aan betref? En dan mense wat dit vir jou ongerieflik maak. Met ander woorde, jy hardloop jou lewe volgens 'n streng dagboek.
en dan is daar iemand wat hulp nodig het. Dan is daar iemand wat op jou nommer druk en hulle maak die lewe vir jou 'n bietjie ongemaklik, 'n bietjie ongerieflik, want om nou te gaan help, om nou by hulle te gaan stil sit of by hulle te gaan stil staan of om tyd vir hulle te gee, maak die lewe vir my ongerieflik. Nou dis kindness. Dis kindness, dis vriendelikheid, dis sagmoedigheid. Dit is presies waar jy dit moet leef en teenoor wie jy dit moet leef. Nou ek dink almal van julle ken hierdie boek The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, wat die mooiste sê goed in het. En ek wil vir jou net so enetjie lees. One day you look back and realize how hard it was and just how well you did. Jy gaan eendag net stil sit en terugkyk en jy gaan agterkom dit was hard en eintlik het ek goed gedoen. Eintlik het ek goed gedoen. Dit is my so verskriklike mooi sê ding uit die boek uit. Terug na die Bybel toe, wat seker die mooiste en die beste verhaal vir ons illustreer rondom hierdie hele kindness gedagte, is die barmhartige Samaritaan. Daar lê die Jood, daar lê hy half dood. Ek bedoel, dit is net bloed en dit lyk nie of hy lewe nie. En die priester kom verby, die profeet of die leviet kom verby, al die kerkmense kom verby, al die geestelikes kom verby, en hulle wys geen sagmoedigheid nie. Hulle wys geen vriendelikheid nie. Weer, onthou, vriendelikheid is meer as net 'n glimlag. En hulle jaag net verby, Ek bedoel, hier's iemand wat die lewe nou vir my gaan ongerieflik maak. Want hierdie dryf nou 'n bietjie in met my dagboek en ook dalk die roete wat ek wil volg en waarheen ek op pad is en my skedule is so besig en die gejaagdheid van die lewe. En dan kom die vyand. Dis belangrik dat jy dit moet verstaan. Dan kom die vyand verby. Samaritane en die Jode het mekaar gehaat. Dis 'n Jood wat daar lê, half dood. Dis 'n Samaritaan wat daar verbykom. Hulle haat mekaar, hulle het teen mekaar gebid. Die Jode het nie eers deur Samaria ooit gereis nie, want ek bedoel, hulle die Samaritane vermy. Maar wie's die een met die sagmoedige hart? Wie's die een wat die nood raak sien? Wie's die een wat stop en afklim en gaan kniel en optel en verbind en stadig verder beweeg en sorg dat daar versorging is en die geld uithaal en dit betaal? Die vyand, dis die Samaritaan wat dit vir die Jood doen. Een van die mooiste verhale wat ek nog mee te doen gekry het, weg van die Bybel af, is die boek wat geskryf is, wat ek gelees het, An Invisible Thread, van Laura Schroff. En die hele verhaal gaan oor haar verhouding wat begin het met 'n straatkind. Nou die straatkind vandag is nou 'n volwasse man, getroud, het self 4 kinders, van die kinders is al volwasse, en hy en Laura het vandag nog 'n verhouding. Dit het begin daar in New York, toe hierdie straatkind geld by haar bedel. En weet jy wat doen sy? Sy stap eers verby, tipies hierdie vinnige New York tannie, hierdie New York sakevrou, stap verby, en sy stop. En sy draai na die kind toe. En sy vra vir hom die volgende vraag: Is jy honger? Is jy honger? En sy vat hom. Hoor mooi. Sy stop haar hele skedule en sy vat hom McDonald's toe. Ek het nou die dag weer 'n foto gesien waar hierdie einste Laura saam met volwasse Maurice sit in die McDonald's waar hulle verhouding begin het. En hierdie vrou se hele lewe begin verander en hoe sy uitreik na hierdie kind toe en agterkom, maar hy kom uit 'n verskriklike aaklige huis, dis dwelms, dis drank en alkohol en daar's nie 'n pa en 'n ma wat kan kyk, wat kan sorg nie, en hoe sy hom net versorg het, hoe sy net vir hom omgegee het, hoe sy net kindness na hom geleef het, hoe sy net met 'n sagmoedige hart na hom geleef het, hoe sy daar, waar sy gebly het in New York, by die apartments, net vir die veiligheidswagte gesê het, as hy hier kom, laat julle hom in, dis my vriend, dis my vriend, dis 'n kind van 11, hoe sy vir hom kospakkies gepak het skool toe, hoe sy vir hom geleer het om sy tande te borsel, hoe sy sy eerste fiets vir hom gekoop het en hom geleer fietsry het, ensovoorts, en hoe sy hele lewe dramaties verander het, as gevolg van hierdie een vrou.
Dis kindness. Dis kindness. So ek glo jy verstaan uit die Bybel uit en ook uit hierdie praktiese voorbeelde wat ek vir jou noem. God se karakter is vriendelikheid. God se karakter is sagmoedigheid. Die Samaritaan kom demonstreer dit vir ons. Iemand soos Laura Schraaf teenoor Maurice kom demonstreer dit vir my en vir jou. So weet, vriendelikheid is meer as net 'n glimlag. Die woord tof of die woord tov, 𝗏𝗏𝗏, vriendelikheid, kindness, is 'n vrug van die Gees wat ek en jy elke dag moet leef. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie vir u karakter. Dankie vir u sagmoedigheid. Dankie vir u uitnodiging. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, kom na my toe. As dinge vir jou te veel raak, kom na my toe. Ek het 'n sagte hart. Here, help dat ons hierdie hart kan leef na ander mense toe. God se hart kan wys vir ander mense in woord en in daad. Amen. Nou daar het jy dit, 'n heerlike uitdaging, 'n heerlike uitnodiging. Kom ons gaan leef met hierdie vriendelikheid, met hierdie 𝗏𝗏𝗏𝗏, met hierdie tof. Kom ons gaan leef met dit na ander mense toe. Dankie Johan, wat 'n wonderlike boodskap vanaand wat jy saam met ons dra. En as ek dit nie mis het nie, oor 2 weke kuier ons weer saam oor dieselfde tema. Hierdie is so 'n bietjie van 'n reeks. So, ek hoop jy kuier dan ook weer saam. Maar vanaand luister ons na 𝗏𝗏𝗏𝗏 en ons luister na Forever. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit was vir ons 'n groot voorreg. Ons kuier volgende week weer saam. Kyk mooi na jouself. Totsiens.